Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 8 Desember. Beskuldigings. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie vir die voorreg wat u ons gee om uit u woord weer eens te kan leer vandag. Liewe Heer, seën asseblief hierdie woorde dat dit 'n betekenis tot ons harte en ons gedagtes mag wees. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Lees die volgende verhaal oor die stamme in Josua 22 vers 9 tot 20 wat huiswaarts keer. Watter aantuigings maak die stamme aan die weste kant teen die van die in die ooste kant? In hoe mate is dit grondige aantuigings? Ons lees Josua 22 vers 9 tot 20. So het die kinders van Reuben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse dan teruggegaan en hulle het weggetrek van die kinders van Israel af uit Silo wat in die land Kanaan lê om te gaan na die land Gilead, na die land van hulle besitting waarin hulle op bevel van die Here deur die diens van Moses vaste besittings verkry het. Toe hulle kom by die klipkrale van die Jordaan wat in die land Kanaan lê, het die kinders van Reuben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse daar 'n altaar gebou by die Jordaan, 'n altaar groot van aansien. Maar toe die kinders van Israel hoor sê, kyk, die kinders van Reuben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse het die altaar gebou teenoor die land Kanaan by die klipkrale van die Jordaan aan die kant van die kinders van Israel. Toe die kinders van Israel dit hoor, het die hele vergadering van die kinders van Israel bymekaar gekom in Silo om op kommando teen hulle op te trek. En die kinders van Israel het Pinias, die seun van Eliezer, die priester, na die kinders van Reuben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse na die land Gilead gestuur, en 10 owerstes saam met hom, vir elke familie van al die stamme van Israel 1 owerste. Toe hulle by die kinders van Reuben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse in die land Gilead kom, het hulle met hulle gespreek en gesê, so sê die hele vergadering van die Here, wat is dit vir 'n troubreuk wat julle begaan teen die God van Israel, dat julle vandag van die Here afvallig word, deur vir julle 'n altaar te bou, deur vandag teen die Here in opstand te kom? Is die ongeregtigheid in verband met Peor vir ons nog nie genoeg nie, waarvan ons tot vandag toe ons nie gereinig het nie, toe die plaag oor die vergadering van die Here gekom het? En julle wil vandag vir die Here afvallig word. As julle dan vandag in opstand kom teen die Here, sal hy môre toornig word op die hele vergadering van Israel. As die land van julle besitting egter onrein is, trek dan oor na die eie land van die Here, waar die tabernakel van die Here gevestig is, en verkry onder ons vaste besittings, maar kom nie teen die Here in opstand nie, en moenie teen ons opstandig wees, deur vir julle 'n altaar te bou, naas die altaar van die Here onse God nie. Toe Achan, die seun van Serach, hom vergryp het aan die bangoed, het daar nie 'n toorn oor die hele vergadering van Israel gekom nie? En hy self het nie alleen weens sy ongeregtigheid omgekom nie. Josua 22 vers 9 tot 20. In kontras met die eerste vers in die ou Afrikaanse Bybel, waarin die stamme van die ooste kant Reubeniete en Gadiete en so meer genoem word, span vers 11 van die ou Afrikaanse Bybel 'n ander uitdrukking in. Die kinders van Reuben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse. Hulle word as ware teenoor die kinders van Israel in die ou Afrikaanse Bybel gestel, met die gevolg dat die stamme van die ooste kant apart van die volk blyk te wees, klem deurgaans verskaf. In die vertelling dui die uitdrukking die hele Israelitiese volksvergadering in vers 12 Nuwe Afrikaanse Bybel slegs op die 9,5 stamme aan die weste kant van die Jordaan en beklemtoon so die skeuring wat gedreig het om tussen die twee groepe te ontstaan.
Die onderliggende vraag in die ontvouende verhaal is of die stamme aan die ooste kant wel as Israeliete beskou behoort te word al dan nie. Alles dui aanvanklik daarop dat hierdie Bybelverhaal op 'n positiewe noot gaan eindig, want die loyale Israeliete van die ooste kant word immers met 'n seënwense weggestuur. Ongelukkig ontstaan daar tweespalt, want die stamme aan die weste kant ontvang die berig dat die van die ooste kant 'n altaar by die Jordaanrivier opgerig het. Die Bybel sê nie waarom die Reubeniete, Gadiete en die halwe stam van Manasse dit gedoen het nie, ook nie wat die funksie daarvan was of die tipe aktiwiteite wat daar uitgevoer is nie. Die oënskynlike dubbelsinnigheid van hierdie gebaar word boonop vererger, siende dat ons hierdie terugflitse van die eerste trek deur die Jordaanrivier het, wat in hoofstukke 3 en 4 beskryf word, die dag toe al die Israeliete die waterkant bereik het, deur die Jordaanrivier getrek en die land Kanaan betree het. Hier in Josua 22 reis slegs 'n deel van Israel na die Jordaanstreek, maar die keer in die teenoorgestelde rigting as die land Kanaan. In beide gevalle word 'n klipstruktuur opgerig. Die een met die intog het as 'n gedenkteken gedien, terwyl hierdie een in hoofstuk 22 klaarblyklik 'n indrukwekkende altaar was. Die vraag ontstaan dus, wat beteken hierdie klippe volgens Josua 4 vers 6 en 22? Is hierdie altaar gebou om dinge op te offer of is dit 'n gedenkteken? Is hierdie stamme dalk alreeds besig om afvallig te word? 'n Gebrek aan beraadslaging met Josua of Eliezer of die stamleiers laat hier ruimte vir 'n soort misverstand wat nare gevolge kon gehad het. Waarna verwys Jesus en Paulus wanneer hulle ons vermaan om veroordeel te vermy? Ons lees Lukas 6 vers 37. En julle moenie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Ons lees Johannes 7 vers 24. Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Ons lees 1 Korintiërs 4 vers 5. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie, want die verborgde dinge van duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. 1 Korintiërs 4 vers 5. Waarom is dit so maklik om oorhaastige gevolgtrekkings oor ander se beweegredes te maak?